gereed wees as heiligmaking deel is van my lewe. Let wel, ek sê nie jy moet volmaak wees nie. Heiligmaking beteken nie om volmaak te wees nie. Heiligmaking beteken juis ek besef, ek skiet ver tekort, maar jaag daarna om soos Jesus te word. Dis heiligmaking. Heiligmaking sê juis, Vader, ek besef ek is 'n sondaar, ek het foute, ek het tekortkominge, maar Here, ek bely my sonde. Ek bely my tekortkominge met U genade en met die hulp en die krag en die leiding van die Heilige Gees wat my in staat stel en my die krag gee. Jaag ek daarna om te word soos Jesus. Dis heiligmaking. So ons praat nie hier van volmaakte mense nie, want niemand van ons is volmaak nie. Die Bybel sê dat niemand regverdig op hierdie aarde nie, nie eers een nie. Daar was net een en sy naam is Jesus. Maar as geen mens op hierdie aarde wat ooit volmaak sal wees in homself nie, maar ons is volmaak in Christus. En as ons in Christus is, dan wil ons al meer word soos Christus. Wil ons al meer in dieselfde beeld en vorm en lewe kom wat Jesus aan ons geopenbaar het toe hy op aarde was. Dit is heiligmaking. Maar toe het ons nou 'n bietjie verder gegaan en die afgelope 2 weke het ons bietjie gepraat daaroor dat as ons regtig heiligmaking najaag en wil word soos Jesus, dan wil Jesus deur sy Gees in ons kom woon. En Paulus kom en hy sê, omdat die Gees in ons kom woon, word ons genoem tempels van God. Tempels van die Heilige Gees, word ons die woonplek waar die Heilige Gees wil en kan kom woon as ons hom toelaat. En daarom is dit so belangrik, hoe dat ek en jy leef, dat ons nie as tempels van die Gees blus of die Gees bedroef in ons lewe nie. En ons het spesifiek gekyk na hierdie versie, is dit op dalk en sien, daar sê ja, hoe sê dit so mooi nie? Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? En dan gaan dit verder en dan sê, daarom kan julle nie doen wat julle wil nie. Want ons streef na heiligmaking. Ons streef om te word soos Jesus. Daarom kan ons nie doen wat ons wil nie, want ons toelaat dat ons al meer gevorm word om die tempel te wees van die Heilige Gees. En ons het spesifiek ook gekyk laasweek na Efesiërs 2 vers 19 tot 22 wat sê, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is. En jy sal onthou vreemde, het ons gesê, as ek 'n tempeltjie is en jy's 'n tempeltjie en jy's 'n tempeltjie, dan bring God al die tempeltjies bymekaar sodat ons saam God se gebou kan wees. Sodat ons saam daardie gebou kan wees. Luister wat hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit hierdie hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel. Nou is ons nie meer net elkeen 'n tempel wat streef na heiligmaking nie, maar saam bring God ons bymekaar en saam vorm ons die tempel wat heilig is. Parijs, ons gemeente is voor God heilig. Nie omdat ons supermense is nie, nie omdat ons volmaakte mense is nie, nie omdat ons beter is as enigiemand anders nie, maar omdat God ons bymekaar gebring het as mense wat streef na heiligmaking en saam vorm ons 'n huis, 'n gebou wat die tempel van God is wat heilig is. En daarom moet ons so versigtig wees wat ons van die kerk sê, wat ons oor die kerk sê, die uitsprake wat ons oor die kerk maak, want die kerk is die gebou van God, die tempel van God wat heilig is. En dan gaan hy verder, hy
gesê, in wie julle ook saam opgebou word, as 'n geestelike huis, waarin God woon. Boetie en sussie, of ons dit wil aanvaar, en of ons dit wil beleef, en of ons dit glo, is ons elkeen se saak, maar soos ons nou hier sit, God woon in ons. Wat is dit? Deur sy gees is hy in ons mote, en wil hy van ons 'n tempel maak, heilig, wat 'n God wil aanbid, en hom wil loof, en hom wil prys. En dit is nou verlede week spesifiek bietjie gekyk na 'n paar aspekte van die tempel van God. En ons het gaan vergelyk met 'n gebou, want die Bybel sê ons is 'n gebou. En 'n gebou word beplan. En ons het gekyk verlede week na God se plan in jou en my lewe, God se wil, God se visie, God se prentjie wat hy het van elkeen van ons, maar ook God se prentjie wat hy van Christus het. Die prentjie, die plan wat God het vir die gemeente. En hoe dat God hierdie gemeente, hierdie plan voorberei het en vervolmaak het en gereed gekry het, en alhoewel die mens hierdie plan negatief beïnvloed, sodat Adam en Eva God se plan met die mens in die tyd van Eden beïnvloed het. En soos wat keer reg deur die Bybel ons gevalle sien waar mense verkeerde besluite en verkeerde optredes gehad het, wat die plan van God beïnvloed het, bly God se plan nog dieselfde. En soos dit ook vanmôre vir jou en my. God het 'n plan met Christus gehad. Ek glo dit. God het 'n plan met elkeen van ons. God het 'n plan en ek prys God daarvoor. En hy vanmôre sal met ons kan wees. God het 'n plan daarmee. God het 'n wil, God het 'n doel. God is met elkeen van ons besig. En beteken moet ons 40 jaar deur die woestyn stap omdat ons God se plan beïnvloed. Beteken moet ons al met berg trek totdat ons hoor en luister. Maar dit beïnvloed nie God se plan nie. Soos dit ook met Christus gemeente. Ons is die gebou, ons is die liggaam, ons is die tempel wat voor God heilig is. En God het met jou en my lewe 'n plan. Hy is met ons besig. Toe het ons tweedens gesê, 'n gebou word gebou op 'n fundament. En daai fundament bepaal die grootte, die vorm, die sterkte, die aantal vlakke wat die gebou kan hê. Alles word deur die fundament bepaal. En die woord van die Here wat ons gelees het in Efesiërs sê, daai fundament, daardie hoeksteen is Christus. En ons kan nie, mag geen ander fundament hê nie. Nie 'n menslike nie 'n maak nie saak wat. Ons fundament is Christus en Christus alleen. En dit het ons laastens gesê, maar 'n gebou het ook mure. En as jy kyk na die belangrikheid van die mure van die tempel in die Ou Testament, mure moet sterk wees, moet dik genoeg wees, moet jou kan beskerm, maar mure moet ook mooi gemaak word vir versierings en goed wat opgehang word, wat aangenaam en mooi is. En so wil God en jy en ek, ons as die tempel van God, moet sterk wees. Ons moet mekaar beskerm, ons moet mekaar toevou met ons liefde. Ons is die mure van die gebou, wat moet kan weerstand bied teen die aanslag van die bose. Ons is die mure van die tempel, en ons moet mure om ons bou. Nou wil ek vanmôre nog 2 goedjies byvoeg. En die een is, 'n tempel het 'n dak. Gebou het 'n dak. En 'n dak praat van bedekking. 'n dak praat van iets wat as afrond. Mense is baie lief om daar buite in die wêreld te praat van my huis is nou dakhoogte. Maar dan sal jy daar ook. As dit so baie keer ook in die kerk, so baie in die tempel van God, so baie in die gemeente, wat ons dakhoogte is, alles tot dusver mooi geloop en reg geloop, en dit lyk fantasties, die mure staan, alles lyk goed, maar daar kort 'n dak. Daardie dak is gebed.
dak wat die gebou gaan voltooi, wat sy struktuur betref. En baie keer is daar aardse tempels, aardse gemeentes, liewe, dierbare kinders van God wat by mekaar kom, hulle dien die Here, hulle die mooiste orkes, hulle sing so mooi, hulle hoor die mooiste boodskappe, maar daar is nie 'n dag nie. Want hulle bid nie meer. Waar is die vroeë dae, waar elke woensdag aand by mekaar gekom is en gebid was? Waar is die dae wat voordat die diens begin het, die bidkamer vol mense was? Daar word nie meer gebid nie. Dan kan ons nie verstaan hoekom gemeentes platval nie. Hoekom gemeentes uit mekaar uitspat nie. Want ons kom 2 minute voor die diens hier aan ons stort en jy wil net na die preek luister, jy wil al mense in jou huis toe gaan. Maar ek is nou ook nie 'n voorstander daarvoor dat jy by 'n gemeente ingestap kom voor die diens en is grafstil. Jy hoor nie speld van, dit is so heilig, ons mag niks sê. Ek is nie voorstander daarvan, inteendeel, ek het gehou van vanmôre, dat ek daar buite staan, ek met die binne hand dit, soos wat mense opgewonde is met die teenwoordigheid van die Here. Prys die Here daarvoor. Maar waar is daai dag? Want mense selfs 'n halfuur voor die tyd gekom het, net om stil te word by die teenwoordigheid van die Here. Om ingebid te wees voor die diens begin. Dis die dag. Jy kan by die huis ook bid, jy hoef nie hier te kom sit en bid nie. Maar die vraag is ons bidders? Het ons gemeente 'n dak? Het die tempel 'n dak? Is ons toegevou, bedek met gebed? Dra ons mekaar met ons gebede? Ek het gestaan vroeër in die diens en ek gesê, toe het begin, ek gesê, gaan later nie oor praat. Hier kom het nou. Bid ons vir mekaar. Dra ons mekaar op. Bid ons voor die tyd vir die diens. Vanmôre het jy opgestaan het jy gebid vir hierdie diens. Bid ons. Die woord van die Here sê, bid sonder ophou. 1 Tessalonisense. Haat ek nou die nuwe vertaling, bid gedurig. Bid ons gedurig vir mekaar. Bid ons gedurig vir Paris ons gemeente. Bid ons gedurig vir die kerk in Port Elizabeth. Bid ons gedurig vir die kerk in Suid-Afrika. Die kerk in Suid-Afrika is dakloos. Dis hoekom al die sonde inkom. Dis hoekom daar soveel verwarring is. Dis hoekom soveel predikante goed preek wat in die Bybel staan nie. Daar word te min gebid. Het ons gebou 'n dak. Is ons toegevou met gebed. En vergewe my nou as ek die mense se name noem, maar as hy iemand in die gemeente is vir wie ek verskriklik dankbaar is, dan is ek Pieter. Daar is ons bidder. En dank die Here. Elke maandag aankom ons by mekaar. Man, hy hou nie op nie. Sy bidder. Hy wil net altyd bid. Wat is hy beteken? Ek dank God daarvoor. Ek dink hy is ons dank die Here daarvoor. Maar ons kan nie alles net vir hom los nie. Ons moet almal voortdurend bid. Ons moet almal gedurig bid. Ons moet vir mekaar bid en ons moet vir hom bid wat hy bid vir ons. Dank vir die gemeente. As ons 'n tempel van God wil wees wat heilig is voor hom, waar God tuis voel, as sy gees kom woning maak,
dan sit in 'n tempel met 'n dak. Mag die Here ons help. En ons gemeente sal wees wat bekend staan as 'n biddende gemeente. Gemeente wat nie bang is om vir mekaar in te tree nie. Nog 'n aspek. Nou die tempel in die woestyn het beslis nie water elektrisiteit gehad nie. Maar ons vandag, kyk wat het gebeur in COVID, elke keer die krag afval. Dan skraal ons vir generators. Dan skraal ons vir maniere om te sing en dinge te doen. Hoekom? Want 'n moderne tempel het elektrisiteit nodig. 'n Moderne tempel het toilette nodig met water, lopende water, anders is daar moeilikheid. Ek wil noem, so noem. 'n Tempel het dienste nodig. Dienste wat die tempel in die gang kan hou. Vanmôre is die vraag, hoe lyk ons dienste? En wat is daai dienste wat ons nodig het? Wel, die belangrikste is, ons het nie generators nodig nie, ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Sonder die krag van die Heilige Gees kan 'n geestelike tempel nie staan bly nie. Sonder die kragte van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, het ons nie krag om te getuig nie, het ons nie krag om te verkondig nie, het ons nie krag om te lewe as oorwinnaars nie, het ons nie krag om staande te bly teen die liste van die duiwel nie. Die tempel van God het krag nodig. En dit help nie om te gaan soek na generators in die wêreld. Generators van mooi programme, jeugaktiwiteite, generators van spesiale sangers en spesiale predikers en groot evangeliste. Nee, dit is nie waarvan ek praat. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Die handelende kerk het hoe ontstaan toe die disippels gevul is met die krag van die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek gaan my kerk bou op die rots wat Petrus verklaar het, van dat Jesus die Seun van die lewende God is. Dit is die rots, dit is die fundament, maar hulle het krag nodig gehad. En daarom het Jesus gesê, gaan wag aan die boventrek, tot julle aangedoen is met krag. Hoe lyk ons elektrisiteitsrekening elke maand? Prys God, Jesus het betaal vir daai rekening. Maar hoe vol is ons van krag? Hoe lyk ons krag? Hoe voel ons krag in die Gees? Het ons krag om te wees wat God wil hê ons moet wees? 'n heilige tempel vir God, waar die Heilige Gees woon. Het ons krag? Die tweede diens wat ons nodig het is water. En Jesus sê, kom na my toe. Almal wat ons het, en ek sal vir julle genoeg water gee. Teenoor hy sê, ek sal vir julle soveel water gee, dat het sal opborrel soos 'n stroom van lewende water uit jou binneste uit. En julle sal nooit weer dors word. Potensies is ons regte vanmôre mense, uit wie die waters van die lewe vloei. Is ons 'n gemeente wat die dors van die omgewing kan verlig. En ek het maar in die week nie daaroor gepraat. Dan ongelukkig as gevolg van die omgewing en omstandighede, baie faktore waar ons is tans, is ons nie besig om water te gee vir ons omgewing. Ons is 'n poel van water, miskien ja, hoopies water in ons binne. Vertrou die Here daarvoor. Maar as ons nie oppas nie, gaan nie die water vol word, want hy gaan nergens heen. Of het gaan droog. Maar baie gevalle het het ook. As ons 'n tempel vir die Heilige Gees wil wees, moet ons krag hê en dat ons water nodig. Sodat ons aan die gang kan
Efesiërs 5, vers 11 en 12, ek wil dit vir julle lees, uit die boodskap Bybel, as ek daarby gekom. Hierdie Christus het vir ons spesiale dinge gegee, dis nou in die boodskappe, om in die gemeente te doen, spesiale dinge. Nie elkeen van ons het dieselfde gekry te doen nie, soos julle hier sit, nie twee van julle dieselfde bediening of gawe of talent nie. Party van ons het hy gestuur om sy boodskap op ander plekke te gaan verkondig. Terwyl ander weer die gawe gekry om spesiale boodskap aan die gemeente te bring. Dis nou maar hoe hy dit stel, by praat van profete en leraars. Terwyl weer gawe gekry om 'n spesiale boodskap aan die gemeente self oor te dra. Dan is daar ook party wat die boodskap oor Jesus mooi vir mense kan verduidelik, dis leraars. Ander wat mense kan help en lei as hulle hulp nodig het, en ander wat soos goeie onderwysers mense stap vir stap kan leer, wat die boodskap van God alles behels. Hierdie mense, met die spesiale gawes wat hulle gekry het, werk saam, nie elkeen op sy eie klein nie, nie elkeen met sy eie pogingkie, pas ek het nou hierdie visie gekry, nou gaan ek dit doen nie. Nee, hy sê ons werk saam, om die gemeente te help en voor te berei om hulle werk as Christene in die wêreld te kan doen. Ons het 'n taak, ons het 'n opdrag. Gaan verkondig, dis ons opdrag. Maar hoe moet ons dit doen? Deur elkeen wat sy eie funksie en taak het om mekaar te ondersteun, sodat ons as tempel 'n verskil kan maak. Die Sondagoggend is jy hier en ek hier, en ons laat toe dat die Heilige Gees ons toerus, ons lei, ons wys wat hy wil hê ons hierdie week moet gaan doen. So dis nou die vraag. As ons sê ons is 'n heilige tempel vir God, weet jy wat jy môre moet gaan doen? Jy het van God gehoor wat hy wil hê jy moet môre doen. En die Heilige Gees ons al voorberei en toegerus. En môre en oormôre, is elkeen op sy eie klein. Of bel ons mekaar, bemoedig ons mekaar, stuur ons 'n WhatsApp vir mekaar, stuur ons 'n boodskapie vir mekaar. Ek bid vir jou vir wat jy moet doen. Bid asseblief vir my ook. Want ons is saam besig as die tempel om 'n verskil te maak. Dis ons regtig tempel van God. Is ons regtig op die plek waar die Heilige Gees graag wil kom woon? Is ons regtig die plek gebaseer, gefundeer op die volle mens Jesus Christus? En ons besig om vir die wêreld te wys. Ons is die plek waar God woon. Maar let mooi op. Jy moet onthou toe Paulus met die gemeente gepraat het en hy verwys het na die tempel, het hulle nie die prentjie gehad soos ons van gemeentes reg oor die wêreld en groot saamtrekke op stadions en televisieuitsendings en radioboodskappe. Hulle het dit nie geken. Hulle het net een prentjie gehad. Die tempel in Jerusalem is al prentjie wat hulle gehad het. Soos Paulus praat van die tempel van God en die Jood, die tempel gesien. En daai tempel het nie spesiale pogings geloods Indië toe en China toe om sendingwerk te gaan doen nie. Hoe het hulle geweet van God, wat hulle het geweet? Die Bybel sê, God sê, ek gaan julle seën, sodat julle 'n seën vir die nasies kan wees. So die getuienis was nie die sending wat uitgestuur is met groot geld nie. Nee, die getuienis was wat God besig was om in hulle midde te doen. My vraag is vandaag, is onze getuienis vir Port Elizabeth, vir die wêreld
wêreld buite, omdat hulle hoor wat God vir jou en vir my doen. Wow. Ons sê dan, ons is tempels van God. Dan moet ons nou die plek wees waar ons kan getuig van wat God vir ons doen. En dan moet die wêreld sê, en ek weet, dit is dalk 'n bietjie teen die hele gedagte van gaan verkondig, ek weet, verstaan, en ek is nie daarteen nie, maar wat ek vra is, neem die wêreld kennis van wat God besig is om in sy kerk te doen. Is ons regtig getuies van die liefde van God op so 'n manier dat die wêreld ons kyk en sê, wow, dis ons God. En die koningin van Skeba na Salomo toe kom om te kom kyk wat die wysheid het. Hey, wat sê dit gebeur? Iemand het van vertel wat God besig was om in Salomo se lewe te doen. So kan jy talle voorbeelde noem in die Bybel, waar mense na die tempel toe gekom het, omdat die wêreld kennis geneem het, God is in sy tempel. Dan ons weet God woon nie in 'n gebou nie. Vanmôre, so ons sê ons is tempels van God. Ons is besig om heilig te word. Ons streef na heiligmaking. Is die vraag vanmôre. Here, is ons vol krag? Het ons die water? Here, is ons toegerus? Sodat ons 'n verskil kan maak onder mekaar en dan buite in die wêreld. Tempels van God. En daarom sluit ek af met hierdie laaste skyfie. Daai was die tempel in Jerusalem, so gelyk, min of meer, volgens die beskrywings en die mense wat het probeer namaak het. Daai tempel was 'n bou op grond van God se plan. Daai tempel het mure gehad. Daai tempel het 'n dak gehad. Daai tempel was toegerus. Daai tempel was gebou op 'n fundament. Dis dit jy en ek.